Kan jy net vir 'n oomblik jou hande opsteek en vir die Here sê, help my om gereed te wees. Help my om gereed te wees. Ja, ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. In die naam van Jesus. Terwyl die sitplekke neem, gee die Here hande klap. Kom ons gee die Here hande klap. Ja, dit was jou oefening geweest. Kom ons doen dit ordentlik. Kom ons gee die Here hande klap, man. Kom ons geef die bietjie vir hom. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Glory, glory, thank you. Kom ons gee video een keer so lekker hande klap. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te weet, die koning van die eeue is ons God. Amen. Nou, ek is bly om hier te wees. Okay, is hier aan speel. Ek sê ek is bly om hier te wees. En my hoopie, jy bly sommer net hier by my sit. Okay, wees gemaklik. God is goed. All the time. And all the time, God is good. hallelujah. Dit moet die verloste staan sê wat hy verlos het. Dat die Here is goed. Ons het so 'n bietjie lekker gekuier hierdie week met 'n paar ouens. En ek het die Here gevra om my te probeer rustig hou vanmôre, dat hulle my kan volg. Maar ek het van jongs af geleer, dat as jy te lank af hierdie stukkie hout staan, hierdie altaar, dan kan die vyand nogal 'n manier kry om jou voete 'n bietjie vas te bind en daarom hou ek daarvan om te beweeg. En ek luister na die getuienisse. En jy kan nie help om te begin huil. Wanneer jy as nietige mens jou wend na die almagtige Elohim van die skepingswerk en vir hom te sê, soos dat ek en my vrouwetjie afgelope tyd gebid het, Here, ons is benoud, wees U ons borg. En na Woensdag aan om te hoor dat die Here alreeds by een persoon ingegryp en 'n werk gegee met 'n voertuig, dan weet ek dit moet nou begin 'n sneeubal. Hierdie musiek vanmôre het begin 'n sneeubal, sê die laaste 2 Sondae. Kom jy vanmôre agter, as ons net aanhou om aan te hou. Toe die Here op my hart lê dat my vrouwtjie moet sy 'n bietjie vroeg begin vandag, maar om 10 voor te begin, om net almal te kry om te begin bid. Dis 'n bid hier wat niemand moet misloop nie, want dis waar God ons harte begin voorberei en dit vloei in die musiek in. En kyk net hoe die Gees van die Here nou begin vloei vanmôre. En ek wil jou waarborg, ons glo nie in rituele nie. Maar ons glo dat wanneer ons na die koning van die eeue kom met ons lofprysing en aanbidding, dan moet daar iets van 'n geritsel van sy swing in ons binne begin beweeg en iewers moet sy krag in ons binne begin ontplof.
En hierdie week kry my vrou 'n oproep van een van haar vorige vriendinne of maats van Christ for All Nations. Dis die ouens wat onder Evangelis Reinhard Bonke gewerk het. En hierdie vrou het ons laas jaar Oktober, September. Toe bel sy my vrou en sê sy ek wil met jou man praat. Ek het haar nog nooit ontmoet nie. Sy weet nie wat hier aan die gang is nie. En sy sê vir my, I want to pray for you, en sy begin bid. En sy is daar in Spanje. En hierdie vroukie begin bid dat die krag van God agter my lesenaar waar ek besig was met die woord van die Here, begin die krag van my vrou hier langs my, dat ons begin bewe, soos die vuur van God begin brand. En sy sê, Here, en sy begin profeteer terwyl sy bid en sy sê, Here, U wys my hierdie saaltjie gaan vinnig te klein wees. En sy weet nie hoe lyk dit hier nie. Sy sê, U gaan groot dinge op hierdie gronde doen en sy begin so oor ons uitspreuke. En ek wil vandag jou sê, die skrifte wat inkom, van predikers, van mense wat ons ondersteun in gebed, is fenomenaal om te weet dat God is besig met ek en jou, en hy het bemoeienis met ek en jou in hierdie uur. Ek wil net verstaan, dat ek het bly sê, dat die kerk sal nooit meer dieselfde wees nie. Yes, hallelujah. Ek sit vanmorgen weer in my stoel, in die sitkamer, terwyl ek net bietjie afkoel, nadat ons die pastoor se voete gewas het, en hulle vrouens, en ek sit net en ek bid so voor die Here, en ek begin huil voor die Here, en ek besef net, Here, as U ons nie goddelike leiding gee nie, in hierdie saak is ons te klein, hopeloos te klein, om enige tree voor die ander ene te sit, want ons is afhanklik van U goddelike leiding. En hier sit predikers vanmorgen, en ek wil het uitspel vanmorgen, dat dit wat ek hier vir julle gereed het, om vanmorgen julle die tafel van die Here, die nagmaal, maar die tafel van die Here te bedien. Hy sê, Dawid sê, U berei 'n tafel vir my voor teenoor die aangesig van my teenstanders. Maar ek kom vanmorgen by die tafel van die Here, en nie die tafel van Dawid nie. Ek kom vanmorgen om vir elkeen te sê, wat was gewees, wat verby is verby, dat God is besig om vir my vanmorgen te verklaar. Dink nie aan die vorige dinge nie, ek slaan geen af op wat voorheen gebeur nie. Kyk, ek gaan iets niets maak in hierdie eeuwige Sondag, hy wil iets skep in ons midde vir sy kerke, en ek en jy is bevoorreg vanmorgen om deel te wees van dit wat kom. We need a baptism of fire. Dan gaan ons sien wie kom uit as goud en wie kom uit as gold plated. Maak jou Bybel oop by Romeine 12. My opdrag vanmorgen is, en ek voordat ek dit vir jou gee weer eens, ek wil hê jy moet verstaan, dat ek probeer in die vloei kom van God se gedagtegange. Ek probeer om in die gange van sy gedagtes rond te loop en te beweeg, sodat ek totaal en al elke stukkie inligting kan kry wat ek kan kry om oor te dra, sodat ek en jy kan voorbereid wees. Jy moet nou gou vir my kyk, sodat ek en jy voorbereid kan wees op dit wat hy voorberei het, sodat ek en jy 'n besit kan neem in dit wat hy voorberei het. Ek hoop jy het gekry. Romeine 12, kom ons staan terwyl ons die woord van die Here lees. Vers 1 en 2. All things flow from the altar of God. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die word nie in die wêreld gelykvormig, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef
welgevallige en volmaakte wil van God is. Vader, in die naam van Jesus Christus neem ek gesag en autoriteit oor hierdie diens met die Gees, Here. Ek neem gesag en autoriteit oor gedagtes, Here. Ek neem gesag en autoriteit, my God, oor dwalende gedagtes, afdwalende gedagtes, en ek bind dit aan die Gees vanmôre, en ek onderwerp dit aan die Gees vanmôre, tot gehoorsaamheid, sodat die impulse van elke brein nou ingestel is, om in te neem, dit wat die woord van die Here met ons wil spreek in die oggend hier. Kom beheerlik die van ons bidde is my gebed in Jesus naam. Amen. Hy het iemand gesê, die Here gaan met jou praat. Terwyl jy sit. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ek herhaal, dat julle liggaam, ek vermaan, hierdie is nie 'n vraag nie. Hierdie is nie as jy wil nie. Hierdie is 'n vermaaning, dat ek en jy word vermaan, dat ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. My goodness, ek wil vir jou sê, van die begin af van hierdie woord, dat as hy sê dit is julle redelike godsdienst, dan beteken dit vanmôre, dit is net die begin. Dit is net die betrekpunt. Dit is net, ek en jy wat wegspring, en dit is nie hoe jy begin nie, dit is hoe jy gaan klaarmaak. Ek wil hê, jy moet baie mooi luister en my probeer bly. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable, and to God. Oh my soul, aan God welgevallig. Deuteronomium 4 vers 24 verklaar vir my, want die Here jou God is 'n beterende vuur. Hy is 'n beterende vuur. Ek wil hê jy moet hoor, hy besit dit nie, hy is dit. Hy besit nie liefde nie, hy is liefde. Hy is God. Ek wil hê moet by my bly. Ek wil hê moet verstaan wat ek nou probeer oordra. Hy sê dat in Deuteronomium 4:24, want die Here jou God is 'n beterende vuur, 'n jaloerse God. Dis wat die vers sê. Ek wil hê moet mooi word. Hy is 'n beterende vuur. Ek wil hê die wêreld moet kennis neem. Hy is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God van beterende vuur. Ja. Ek wil hê moet weet hoekom, want hy is 'n jaloerse God. Maar hy het my gesig uit, maar hy het my pad uit, want ek is die Here jou God, voor my was daar geen, en na my sal daar geen God wees nie. Ek is 'n jaloerse God. Dis nie jaloers wanneer 'n man jaloers is wanneer 'n vrou en 'n ander man na mekaar kyk nie. Nee, ek is 'n jaloerse God. Met ander woorde, my jaloesie bestaan daaruit dat ek het jou na my beeld gemaak, sê God. Jy behoort aan my, jy behoort nie eens aan jouself nie, en ek het jou dier gekoop met my bloed. Ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n God van liefde. Ek is 'n God van omgee. Solank as wat jy binne my verwysingsraamwerk lewe, is ek 'n God van liefde. Maar voor die oomblik wanneer jy uit my verwysingsraamwerk begin beweeg, dan word ek 'n jaloerse God, en dan word ek 'n beterende vuur, en ek sal in alles wat in my pad staan, sal ek uit die pad uitbrand, sodat ek jou as my eiendom kan behou. Hy sê in Hebreërs 12 vers 29, want ons God is 'n beterende vuur. Sy kom in die Ou Testament en hy kom in die Nuwe Testament en hy verklaar nog steeds, ek is 'n beterende vuur. Amen. 'n heilige vuur. Ek gaan jou skok. 'n heilige vuur. Ek het jou openbaring. Hy is 'n heilige vuur. Tony, hy is 'n heilige vuur. In die hemel, op die aarde en selfs in die hel.
Die vuur in die hel is nie 'n vuur van hierdie wêreld nie. Daardie, oh my soul, daardie vuur wat brand in die hel is nog steeds God se verterende vuur. Hy's alomteenwoordig. Hy's heilig in die hemel en hy's die verterende vuur in die hel. Want die vuur is nie om te vernietig nie. Die vuur is te louter om jou te straf. So dis hoekom die duiwel nie die vuur in die hel. Hierdie ouens wat grappies maak, hulle nog pole gelaai en dit het niks daarmee te doen nie. Die vuur in die hemel op die aarde of in die hel is God se verterende vuur. Dis deel van sy identiteit, dis deel van sy karakter, dis deel van sy wese. Dis die vuur wat reinig of dis die vuur wat verwoes deur om te straf. Ja. Ja. Hoor mooi. Daar's een bron van hierdie vuur. Daar is een bron van hierdie vuur. Iemand het hierdie waaier stadig gestel. Daar's een bron van hierdie vuur. En een doel van hierdie vuur. Die ewige vuur kom uit die ewige God. Die doel van die vuur is om te straf of om te reinig. Bly by my, Maleagi, as jy vanaf saam met ek het jou wat teks uit, ek vir jou iets wys vanmôre. Maleagi kom en hy verklaar die volgende. Maleagi 3, vers 2 en 3. Maar wie kan die dag van sy koms bedra? En wie kan stand hou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van lewe reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Ek wil nie met my bly. Ek wil nie met hoor, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer kan bring. Jy moet 'n living sacrifice wees op die altaar van God. Jy moet 'n living, hoor jy wat ek sê, 'n welgevallige offer, sodat jy totaal en al aan die Here in geregtigheid 'n offer kan wees. Hulle het 'n offer gebring, maar ek en jy is die offer op die altaar. Daar is die rede vir God om vuur te stuur as daar nie 'n offer op die altaar lê nie. Ek gaan dit herhaal. Hy gaan nie vuur stuur as jy nie gaan offer op die altaar jouself as a living sacrifice of sin. We bring the sacrifices of praise. As jy hom nie gaan prys nie, gaan die vuur nie val nie. As jy nie gaan opstaan en God begin prys nie, gaan die vuur nie val nie. Ek herhaal, as jy nie gaan begin beweeg nie en God prys nie, gaan die vuur nie val nie. Dis so. Yes, Lord. 1 Korintiërs 3 vers 13. Bly by my. 1 Korintiërs 3. Ek gaan probeer vinnig deurbly. Vers 13. Hy sê 1 Korintiërs 3 vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Hoor my mooi. Wat jy agter die skerms gedoen het, agter die toedeure, wat jy gefluister het, wat jy ook al gedoen het. Hy sê, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe daarna dit is. Ja. As jy weet my, vir die kinders van God bring vuur reiniging van die hart, versterk die lewende saad, die lewendige saad van God in jou lewe, produseer vrug. Jesaja 6 vers 6 verklaar die volgende. Wil dit hoor vanmôre, baie bekende skrif. Hy sê vers 6 en 7, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het.
en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Ek wil met vandag hoor, living sacrifice op die altaar. Dan kom die vuur en God wil jou lippe opnuut aanraak met 'n kwelvuur van die altaar en ek wil jou beloof, wanneer daai kwelvuur kontak gemaak het met jou lippe, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nou hoor, hoekom ek sê die kwelvuur van God se altaar aan jou lippe raak. Hoor mooi, hy kom en hy verklaar dan verder in Johannes 15 vers 2. Hy sê elke loot wat die vrug dra nie, sal ek afknip en dit in die vuur gooi. Ek wil net vanmôre luister. Ons is 'n span. Ons is 'n wingerd vanmôre. Ons is die rankie en hy is die wynstokke. Ons is vanmôre daardie lote wat moet groei en vrug dra, gelouter deur die vuur van God. Maar as dit die vrug dra nie, gaan dit verbrand word deur die vuur van God. Jy moet my bly. Jy moet die prentjie kry. Wanneer die vuur jou louter, is jy op die regte pad. Maar wanneer die vuur jou begin brand en skroei, dan het jy probleme. Want dan is jy nie meer in die wil van die Here nie. En jy's op pad iewers waar jy nie moet wees nie. As jy met my. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Jy moet by my bly. Hoor mooi wat sê hy. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Hy sê die volgende. Hy sê daarom verheug julle al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, wat deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Jou beproewing berei jou voor. Luister mooi, sodat jy en ek beproef kan wees deur sy vuur, sodat ons deel kan wees by die openbaring van Jesus Christus en sy seuns en dogters. Ek hoop julle is met my, ek hoop julle verstaan wat ek sê. Ek hardloop vandag teen my skrifte. Rebellie en ongehoorsaamheid bring die vuur en openbaring van dooie en korrupte saad. Dit openbaar valshede. Dit vernietig die werke van die vlees. Vuur. Jesaja 33 verklaar die volgende. Hoor mooi, Jesaja 33 vers 14 tot 16. Die sondaars in Sion, 'n tipe van die kerk, bly by my. Die sondaars in Sion bewe, siddering en die roekeloos sal aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Hy sal op die hoogtes woon, rotsvestigings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Ja, Is julle met my? Jep. Luister mooi. Hebreërs 10 vers 27. Ons spring Ou Testament, Nuwe Testament, dat jy kan sien, ek kan uit albei testamente vir jou bedien vanmôre. Hy sê 10 vers 27, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Voordat ek verder gaan, elke teestander van die waarheid gaan verteer word deur 'n vuurgloed van die verterende vuur, Jesus Christus, die ewige God. Bly by my. Hoor wat ek vir jou sê.
God is a consuming fire. Sê vir die langs jou, God is a consuming fire. Heilig, soewerein, regverdig, die vuur, reinig, of dit oordeel. Pas op vir vreemde vure. Ja. Ja. Gaan kyk Levitikus hoofstuk 10 en vers 1 en 2. Die Hofni en Pinchas, die verkeerde vuur op die altaar van God gebring het, hoe hy hulle verwoes het. Ek gaan dit onomwonderstel. God gaan Pinksterpredikers verantwoordelik hou vir dit wat hulle op hierdie kansels, op hierdie altare van hulle verhoor aan die mense gee. God gaan ons verantwoordelik hou, want hierdie altaar is die kontakpunt tussen ek en jy en die hemel vanmôre. Ek wil dit hoor, wanneer daar vreemde vure aan God geoffer word, wat jy nie deur gelouter is nie, want hierdie manne was nie gelouter nie. Jy kan nie 'n living sacrifice wees en vuur aan God wil offer en op sy altaar wil offer, as jy self nie deur die vuur gegaan het en geoffer is nie. Amen. En ek, terwyl ons deur hierdie nag geweldige aanslae beleef het, hoor ek Jeremia 20 vers 9, waar Jeremia geopeneer word. Die heilende, die wenende profeet, waar hy besig is met God en profeties aan die volk te spreek, word hy geopeneer deur die koning van sy volk, word hy geopeneer deur die ouens wat in die tempel werk, word hy geopeneer. En die Bybel sê, hy wil opgee. Hy wil nie meer praat oor die Here nie. Hy wil, terwyl hy geopeneer word, wil hy nie meer aanhou om te hoor en te spreek nie. Maar hy sê, terwyl hy dit doen, om te onttrek, bly die vuur in hom brand, en is vuur wat in sy gebeentes brand. Hoor wat sê King James, then I said, dis Jeremia, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with fear, fearing, and I could not stay. Met ander woorde, die oomblik wat jy wil opgee, broer en suster, is daar 'n vuur. As jy van die altaar af lewe, as jy op die altaar klop opslaan, is daar 'n vuur wat in jou begin brand, wat jou trek nader aan God. En elke keer wat jy wil opgee, brand dit in jou harte, dit brand in jou gebeentes, jou mug begin kook, want God sal nie opgee op jou en my nie. Hy sal nie op sy seuns en dogters opgee die Korabas. Oh, bly by my. Amen. Amen. Bly by my. Praise. Ek hoor die hele dag, hoor ek, realignment, reformation, realignment, pastoor, Wynand, realignment. En Hebreërs 1 vers 7 sê, dat van sy boodskappers maak hy, sy dienaars, sy boodskappers, maak hy vuurvlamme, Pastor Jerry. Vuurvlamme. Gee my nou Openbaring seker sal bedag. Vuurvlamme. Jy is veronderstel waar jy beweeg, hoe die vuur in jou brand. So wat ook al in jou omgewing kom wat nie van God af is nie, die vuur dit kan aankla of trek.
Yes. Dis nie 'n Sondag uitstapie nie. Dis 'n leefwyse om in die vuur van God te bly, beteken ek moet op die altaar vertoef. Want solank ek op die altaar lê, weet ek daar's vuur uit die hemel uit. Hy sê, julle moet gedurig deur die vuur aan die brand hou in die Ou Testamente, sodat die vuur nooit ophou brand nie. Maar in die Nuwe Testament kom hierdie verterende vuur en hy kook my die hele tyd en hy verkook my die hele tyd. Hy hou die vuur in my aan die brand, solank as wat ek en jy op die altaar lewe. Ek wil hê Suid-Afrika, julle moet dit hoor, solank jy op die altaar lewe, sal daar kragtige, vloeiende vrugte uit jou binneste vloei, soos lewende waters. Amen. Yes. En ek gaan vra die Here oor die vuur. En hy vat my terug. Gaan hom nie behandel, ek wil net vir julle iets wys. Die tabernakel van Moses is omheind met een ingang in die ooste. En as jy ingaan, die eerste meubelstuk waarin jy jou vasloop, is die altaar. Die brandofferaltaar, waarop vuur gebrand het. Jy kon dit nie sy stap nie. As jy inkom, is die altaar daar. Is die ingang. Die altaar is daar. Dan kry jy die koperwaskom, waarin hulle moes was. Dan kry jy die eerste deel, die heilige deel, die tweede ingang, waar jy die 7 kandelare kry, die reekofferaltaar, en die tafel met die 12 toonbrode, en dan kry jy die voorhangsel, en dan kry jy die verbondsark by die versoendeksel, by die gerubs, wat teenoor mekaar uitdroon, en hier was daar 'n blou vonk, wat die hele tyd gebrand het, van God se teenwoordigheid, wat verberg agter die voorhangsel. En as die priesters, wie ook al hier ingekom het, het hulle vasgeloop in die altaar. As hulle uitgekom het, het hulle die laaste ding waar hulle vasgeloop het, was die altaar. In om te voor te berei, in om hulle te heilig, in om te offer, uit om hulle te herinner waarvanaf hulle kom, om hulle te herinner, as daar aanslaas daar buitekant, kan hulle nooit verder uitglijf God se teenwoordigheid nie, want daar's altaar wat vir jou wag, waar jy die horings kan gryp en vashou. Ja. Ek moet met my bly, ek wil nie vandag hieroor praat nie, ek wil net vir jou wys, jy kan hom nie sidestep nie. Nou kyk jy na die tempel van Salomo, dan was dit dieselfde konsep en opset gewees, presies dieselfde, as jy by die tempel ingekom het. Het jy vasgeloop in die altaar. En ek wil vir Suid-Afrika 'n openbaring gee vandag. Hoekom baie pastore vandag op die kansel staan en hulle nog nooit bekeer het nie. Hoekom daar duisende mense gedoop is, maar hulle nooit bekeer het nie. Waar is hulle? Ja. Die rugby-stadions moes te klein wees. Maar is groot genoeg om die afgod van sport te aanbid. But one of these days gaan dit spookagtige geboue vol stof wees. Marketplaces. Because one of these days, the marketplace is going to be empty. No more traffic on the streets. Because the King It's coming. Oh, yes. He's coming for his bride. He's coming. Hy kom nie vir enige iets anders nie. Hy kom nie nou op die Olijfberg te staan dat dit twee gaan skeer nie. Maar elke oog hom sal aanskou en selfs die wat hom deurboor het sal behou hê. Hy kom nie nou daarvoor nie. Hy kom vir sy bruid. Wat deur die roete van die altaar gegaan het. Ek gaan vir iets wys.
Ek is amper daar, bly by my. Ek wil Suid-Afrika moet hoor vanmôre. Hier is 'n geweldige waarskuwing in 2 Konings, mense. Hier is skokkend wat ek nou vir julle gaan deel. Ek loop al hoeveel jaar met hierdie woord. 2 Konings, hoofstuk 13. 16, hoofstuk 16, kyk mooi. Kan iemand gou vir my sê, het jy al ooit die slagspreuk gebruik of die spreuke, dat ek gaan sit maar in enige diens, ek eet die vis en ek spoeg die grate uit. Wie het dit al gesê en gedoen? Ek het. Kom, wees eerlik, wie het? En God gryp my aan my das en hy sê vir my, se klomp nonsens. Want 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg seer. Jou ore het die waarheid gehoor. Jy leer nie jou ore uit verleens nie. Ek is nie beter as enigiemand nie. Ek is anders. Mooi. Pastor Jerry, ons is anders. Pastor JJ, ons is anders. Ons is nie beter nie, maar ons is anders. Want ons loop met 'n openbaring met die naam van Jesus. Ha! O ja. Snaaks genoeg, al jou koortjies besing ons net een. Ek het nog nooit 'n ou koortjie gehoor wat 3 besing nie. Ons besing een. Everybody have to know who Jesus is, né? He's the lily of the valley. He's the bright morning star. 1134 titels. Hy is die groot geneesheer, hy is die pottebakker, hy is die wynstokke, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die wiel van Jeremia, hy is daar in die begin, die Elohim van die skeppingswerk, en daar in Openbaring 22 is hy die Omega, die einde van hierdie wêreld. Hy was in die begin, hy is vanmôre daar die bedroos van Saron, hy het oor 1000 titels, maar hy het een naam, en sy naam is Jesus. Nou gaan ek iets wys. Hier gaan jy lees waar hierdie slegte koning in die tempel, julle kan dit by die huis gaan lees, ek eers sommer vertel. Hoe hy in die tempel van Salomo inkom. En hy vat die altaar van God. Ek het nie tyd om na julle hoofstukke vele detail te preek nie. Dis net te veel goed. Ek gaan vir jou net 'n preek wys vir jou wat gebeur. Hy vat die altaar van God. Hy skuif hom na die noorde toe. En hy bou vir 'n ander koning 'n nuwe altaar waarop hy kan offer wat hy wil offer en waarop hy kan sit. En dan op 'n volgende skrif wat ek vir julle sal gee as julle belangstel daarin, het die Jode 'n oefeningkie gehad wat hulle doen tot vandag toe. Omdat die altaar van God uit die pad uitgeskuif was, het hulle nie oor die drempel ingestap nie, Pastor Wynand. Hulle het ingekom en oor die drempel gespring. Omdat God se altaar uit die pad uitgeskuif was. Onthou die tema, alles vloei van die altaar. Onthou van die vuur wat ek julle vertel het. Hier kom ek nou by dit wat die klimaks hier toe vat. Hy sê, en hulle het ingekom en oor die drempel gespring, omdat die altaar van God
hy die pad uitgeskuif was na die noorde toe. Ek wil nie nou beskryf hoekom die noorde nie. Ek wil nie, dis te veel detail, maar van my woord gaan lees en dit staan daar. En hulle bou 'n vreemde altaar in die plek van God. Jy moet by my bly. Jy moet by my bly. Alle aandag nou gefestig. En vanmôre roep ek het uit, ek begin huil. My vrou vra my, hy was in die kombuis gewees. Ek sê, daar was nie. Daar was nie, nou jy, daar was nie. Sy vraag my, wat is dit? Ek sê, daar was nie. Daar was nog nooit 'n altaar in die Rooms-Katholieke Kerk nie. Ja, hy is geskuif. Hy is onder. Wat is geskryf? Ja. En hulle het die paus Yes. sy altaar in plek geskuif, waarop hy sy offers bring, en hy is nou die Vader, die paus, die Here sê in sy woord, daar is niemand op die aarde, julle Vader nie, behalwe hy wat in die hemel is. Onze Vader wat in die hemel is. Daar is geen ander Vader nie. Ek is besig om jou 'n geweldige openbaring te gee, en hulle skuif die altaar uit die pad uit, en hulle bring 'n vreemde altaar met vreemde vure, en dis hoekom sy genoem word in Openbaring, die hoer van Babylon, die hoer wat op die draak sit, en die bloed van die heiliges drink. Maar as jy gaan kyk na die oorspronklike verklaring, dan drink sy nie net die bloed van die heiliges wat gemartel is nie, sy drink die bloed van hom wat op Golgotha gesterf het, en maak 'n bespotting van nagmaal. Dis nog nie openbaar. Dit is kyk van my. Hier is die doopbad, né? Julle weet dit ons nou al, ek het vir julle geteach. Dis die doopbad. Dooping met die Heilige Gees. Gaan deur sy vlees wat geskeur het, die voorhangsel het geskeur, sy vlees, gaan julle nou in sy alomteenwoordigheid in. Want die salwing vernietig die juk, sodat ek in die habitat van God sy heerlikheid kan inbeweeg, because only dead men can see space. Amen. Matteus 28:18 maak Jesus 'n stelling wat almal mislees. En hy sê, aan my is gegee alle mag wat in die hemel is en op die aarde. As daar dan nog 2 ander gode is hulle nou magteloos. Met respek gesê. Want die ouens wat by hom staan, die disippels, het geweet wie hy is. Want hy het genoeg gedoen toe hy opstaan en sê, jou sondes is jou vergewe. Neem jou bed op en wie is jy om sondes te vergewe? Roep die skrifgeleerdes uit. Daar is net een wat sondes kan vergewe, en dis God alleen. En Jesus sê, julle is reg. Ek voel nou so Daniel in die leeukin op die oomblik. Ek voel so, jy so die gesag op. Daar's net een, ja, jy is reg. Die skrifte is reg. Om julle te wys dat ek daai een is. Stap hy na daai man te sê, jou sondes is jou vergewe, neem jou bed op en loop en daar stap hy. Want hy was God geopenbaar in die vrede. Yes, prys die Here. Vers 19. 28 vers 19. En Jesus sê, gaan dan heen en maak van en wat sy naam? Stop, iemand het het verkeerd geverteer. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit sê maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees het elkeen 'n naam. Johannes 14, kom Filippus en hy vra vir die Here, toon ons die Vader. Jesus sê, ek is al so lank by julle, en het julle my nie herken nie. Wie my gesien het, die Vader gesien. Ek vanaf sien julle hom, en ken julle hom. Maar hy, my Vader sal vir julle stuur die trooster. Die Heilige Gees, vers 26, in my naam. Wat doen die Katholieke Kerk? Hulle kom, en hulle van die altaar, hulle skuif al weg. Nou gaan ek jou iets verklaar.
En hy sê, gaan aan julle maak disippels van al die nasies. Nou, hardloop gou vir my, daai boek van my, bring hom gou vir my. Wie is u Here? Daar heel regs agter daai boek. Wie is u Here? Daar sê, bring hom gou vir my. Asseblief, bring hom gou vir my. Dankie Nick. Dankie, ek waardeer dit. En hierin kan jy dit gaan lees, dit is afgekopie, dit is hier binne iewers. Ek het gehoop ek kan dit so, daar's dit. Dis hier binne. Dis hier binne, hou hom sommer vir jou, hoor. Hoor mooi. Hy sê, in my naam, 322 na Christus, toe kom Johannes Constantijn en die katholieke kerk en hulle vat die altaar finaal weg. En hulle sê, kom ons haal uit wat in Matteus 28:19 staan en ons sit ons eie voet in. Hoor mooi, kom ons haal dit uit en ons sit ons eie voet in. Sê pap. En ons sit ons eie voet in. Stik dan. Luister mooi. Jesus se opdrag is, gaan dan julle maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam. Is dit wat hy gesê? Nee. Gaan dan julle maak disippels van alle nasies en doop hulle in my naam. Dis wat daar gestaan het. Dit staan in die ensiklopedie van die katholieke kerk, 2 verskillende skelle ensiklopedie, het die bewys waarop beklaar, ons het Matteus 28:19 verander. Van die altaar weg. Nou moet julle by my bly. Nou moet julle by my bly. Ai, dankie. Nou moet julle by my bly. Halleluja. Ek het nie 'n probleem met Matteus 28:19 te verklaar soos hy daar staan nie. So klein bietjie harder asseblief. Hoor mooi. Hy sê, gaan doop hulle in die naam. Ek gee vir jou na hierdie diens se check. Asseblief. En daar staan 1 miljoen rand. En ek onderteken hom, Vader. Gaan jy daai check kan klein maak? Gaan jy daai ene kan klein maak? Wie werk met checks? Ek weet dit seker ou woordies. Ek stuur vir jou 'n brief en ek sê jy erf al hierdie paar miljoen rand se besittings. En ek onderteken seën. Gaan jy weet wie sê? Gaan julle weet wie sê? Tony? Ek onderteken Heilige Gees. Gaan jy weet van wie ek praat? Nou mooi. Maar as ek my naam onder aan daai brief sit, en ek my titel en ek skryf daar Pastoor Herman Herps, en ek teken daarby, maak dit daardie testament, daardie brief offisieel, daardie check, maak dit offisieel, dat dit kan uitbetaal word, oorgegee word aan jou as die nuwe eienaar daarvan. Maar as daar nie 'n naam by is en 'n titels, kan ek nie by die bank kom en sê, ek kom in die naam van my seun geld trek nie, want hulle gaan wel weet, wie is jou seun, nie wat is jou seun nie, wat hy is jou seun, maar wie hy is, wat is sy identiteit, wat is sy naam, en hulle vat totally bekering weg, en jou duisende, miljoene, is deur die eeuwe, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, gedoop en onderdompel 3 keer, en hulle spring oor die dompel, sonder bekering. Dis hoekom ons hulle verloor het. Dis hoekom hulle nie meer in die kerk is nie. Want jy kan nie gedoop word, alvorens jy jou waaragtig bekeer het nie. Daar is die opset. Bekering is crucifixion. Dan word jy begrawe. Dis 'n begrafnis in sy dood in. Deur die doop in sy naam. Romeine 6 vers 1 tot 9. En jy staan op as 'n nuwe skepsel en jy word gedoop met die Heilige Gees met die spreking in tale. Het jy al die Heilige Gees ontvang vandat jy gedoop is? Het jy al in tale gepraat? As jy nog geen tale gepraat het, is jy nog nie geweet dat boor uit water en gees nie. Miskien uit water in Jesus naam, maar nog nie die Gees nie. Jesus het self gesê,
om sy koninkryk in te gaan, moet jy wedergebore word uit water en gees. Nou wat wil ek jou probeer sê? Dat as jy die altaar wegvat, is daar nooit bekering nie. Hulle vat die altaar weg, en hulle spring oor die drempel, hulle spring oor die waarheid al by eeuwe. Okay, maar wat maak ons nou met daai ene? Ruud, as jy nou Mattheus 28 vers 19 en vers 20 lees, waar gaan die verhaal aan? By Markus 1? Nee, dis waar die verhaal weer begin met die geboorte. Die verhaal gaan aan by die boek wat baie pastore skiep. En dis die boek van Handelinge. Daar sien ons die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie week is daar op Facebook is daar 'n hele bekleierery, 'n risie onder predikers. Red die doop of red die doop nie? Luister ons na Petrus se bekering of na Paulus se bekering? Nou wie moet ons luister? En die pastore wil een die beter antwoord gee as die ander ene. Red die doop of red die doop nie? En ek gee vir net een skrif, en ek sê hierdie hele skrif is ingegee. Nie 'n sekere deel nie, maar die hele skrif. Want God is ingegee en nuttig tot lewe. En ek sê, hulle sê die kerk, wat ek en jy al behoort is eers in Paulus se bediening gebore, en Petrus was by die Jode. Ek sê man, jy sê die duiwel jouself man, die duiwel is jou vader, die kerk van Jesus is op die dag van Pinkster gebore, toe daar 'n rukpunt in die hemel uitgekom het, 'n sound from heaven, en daar die hele plek geskit het, en hulle gevul is met die Heilige Gees, en in tale begin praat het, en vuur op hulle neergeval het, wat Johannes die Doper het gesê, hy sal kom, en julle doop met die Heilige Gees, en dit kan jou dit vuur. En vra wat moet ons dan doen, hy sê bekeer julle. Jy sien, wie bring Petrus die altaar terug? En jy moet begin ophou om te skiep, wat glo, en hulle bekeer, en 3000 word gewas, gedoop, en 3000 word gevul met die Heilige Gees, die volgende hoofstuk 5000, en toe 7000, die geboorte van die kerk is in Handelinge, en die sendbriewe van al die sendbriewe, wat in die boeke is, soos die Korintiërs, Efesiërs, Galasiërs, en Filippense, is briewe geskrywe aan die kerk, wat gebore is op die dag van Pinkster. Hoe hulle moet lewe. Kyk, het julle nou die prentjie? En Petrus bring die altaar terug en sê, bekeer jou. Nie sinners spreek nie. Kom staan hier voor, want ek het te lui geword. My maag is te groot van die vet check wat ek elke maand van 87.000 rand kry, en die mooi huis waarin ek bly, die mooi karre wat ek kry, en ek het aan niks gebrek nie, ek is beklaanswaardig, en ek kom sê vir jou, ek het nou net nie meer die energie om genesing op jou liggaam af te bid en vir jou te bid met doop met die Heilige Gees en vir jou te bid vir genesing en verlossing en redding, maar ook ek het net nie nou die tyd om saam met jou te huil om tot bekering te kom nie. Nou kom staan jy hier voor en sê jy, ag Here, ek is 'n sondaar, dit gaan nie werk nie. Dit is onskriftuurlik. Dit het nooit gewerk en dit sal nooit werk nie, droe oor bekering nie. Bekering is berou. Bekering is waar jy breek voor God te besê, jy moes aan die kruis gehang het, jy moes gerenoveer word, jy moes die kruis gedra het, maar hy, die koning van die eeuwe, die verlosser, God almagtig, Emmanuel, God met ons, die hoop van glorie wat in ons is, hy het vlees geword, en vir jou en my kom sterwe, sodat ek en jy nie weer die kruis moet te gaan. Maar nou bekeer ek my, en ek sterf. Nou dra ons jou na die watergraf en begrawe ons jou, want dis wat die doop is. Die ou mens moet afgesterf word, die ou sonde moet weggewas word. Nou staan jy op as 'n nuwe skepsel. Ek begrawe jou een keer. Toe ek my papi en my mammy begrawe het ek hulle in die landsak en toegegooi oopgegrou nie. Nee, ek het hulle eenmaal begrawe en dan gaan ek een keer opstaan binnekort. Ek en jy begrawe in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Jy staan op as 'n nuwe skepsel. Jy word gedoop met die Heilige Gees met die spreking in tale.
Jy word in 'n nuwe verbond ingedoop in die liggaam van Christus, in die koninkryk van Christus in, word jy wedergebore. Nou bring Petrus, hy sê, bekeer julle, bring die altaar terug. Nou hier kom die slotsom. Is julle met my? Hy sê, in Matteus 3 vers 10, sê Johannes, sê vir hulle, ek doop julle wel met water. Ek doop julle wel met water. Maar, daar is altyd 'n maar. Julle moet glo. En julle na my kom. Ag, my woord is afhaal. Dit is in. Binne-in. Dis wat in dit. Jy sit nie buite nie, jy sit binne. Jy sit in die gebou. In die naam van Jesus. Jy moet in hom ingedoop word deur sy dood. En hy sal julle doop met die Heilige Gees. Julle het dit? Ok, luister nou mooi. 1 Korintiërs 6. Vers 10. Luister mooi. Moenie dwaal nie. Geen oorreders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Is daar van hulle nie? Ek was een van hulle. Is dit net ek? Wie was nog daar? Kan ek sien? Hallo? My vrou het my ma opgevolg. Die paus het haar heilig geklaar. Dat is vir my soort my man. Ek kan vir jou een ding vertel. Met baie respek en liefde, sy was 'n maagd. Hoor mooi, kan jy met respek vertel. Hierdie vrou het van kleins af vir God gelewe. Sy het wel so 'n bietjie geëksperimenteer met karatiewater. Tot God aan haar hare geblik het gesê, jy's myne. Hy sê, diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers of rowers. En dit was sommige van julle. Amen. Maar julle het julle laat afwas. Dis die doop. Maar julle is geheilig. Gedoop met die Heilige Gees. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Yes. Dit was ons gewees, man. Ons is dit nie meer nie. We are a new creation. Amen. A brand new man. En daarom kom Handelinge 2 vers 38 en 39 en hulle praat met Petrus, wat moet ons dan doen, broeders, om gered te word? En hy sê, bekeer julle van die altaar terug. Hy leef die altaar, man. Hy sê, daar is die skrif wat ek vergeet het, die Gees van die Here is so getrou. Hy wat sy kruis nie opneem nie, kan my nie volg nie. My kruis is 'n daaglikse sterwe. Dis doodstal. Jesus sê, hy wat sy kruis nie opneem nie, kan my nie volg nie, en is nie waardig om my te volg nie. Dis 'n ding wat God in jou lewe toelaat, om jou te laat sterwe, sodat daar niks meer van jou en jou eie ek en trots, gierigheid oor kan wees nie, sodat die vlees aan die kruis vasgenaal kan wees elke dag. Daar's niks mooi aan 'n gekruisigde man of vrou nie, maar is die moeite werd. Hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam, enkelvoud, van Jesus Christus. Kan ek net gou terugkom? Kom, Pastor Johan, skryf hom meer. Ek dink tog jy het hierdie ene gelees nie. Ek dink jy het so lank bietjie vasgehad by Matteus 28:19, maar kom ek gee vir jou nuwe ene. Lukas 24:45 tot 49. Toe open hy Christus hulle verstand om die skrifte te verstaan en sê, so moes die Christus ly en na 3 dae die dood uit opstaan en vergifnis en bekering van sondes in sy naam. En hier spring die disippels op, hulle wil net gaan doop. Hy sê, maar, daar kom hy weer, maar, gaan wag in Jerusalem, totdat julle toegedoen is met krag en hoofdheid. Niemand kon in 'n naam doop, nie voor die Heilige Gees uitgestort was nie.
En dis kom Petrus kon opstaan en Handelinge 2 sy stem verhef het en gesê, bekeer julle! Want hy die sleutels van die koninkryk ontvang by Jesus. Bekeer jou. Laat jou doop in Jesus naam tot vergifnis van sondes en jy sal die gawe, nie gawes waaroor die ouens ook stryd nie. Hoor my mooi, ag, pastoor Charlie, ek wil dit in die kamera sê, hou op stry. Die 9 gawes het niks te doen met die gawe van Handelinge 2:38 nie. Die 9 gawes is charisma, die gawe in Handelinge is doria. Dit beteken om die invulling van die Heilige Gees te ontvang met die sprekende tale. Maar jy stry met my, maar hulle het man, hou op stry, gaan lees het Handelinge 2, en hulle is gevul met die Heilige Gees, deur dat hulle in tale begin spreek het. My sê, stel julle self as a living sacrifice. Sien jy met my? Alles begin by die altaar. Jou bekering, jou verlossing, jou genesing, jou redding, God se plan vir jou, sy visie vir jou, waar jy goed is. Ja, sorry. Alles begin by die altaar. A living sacrifice. Ek is 'n lewende getuie vandag van 'n living sacrifice. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek stel nie meer belang wat die wêreld my kan bied nie. Ek stel belang om soveel moontlik as wat ek kan mense te kry om saam hemel toe te gaan. Maar hy kom vir sy bruid. Mag ek nou maar, Suster Mimpie, nou is die graadsmannetjie moeg, jong. Hy is ook amper pap. Genade, die krag van God is omdat te sterk hierdie mics. Suster Mimpie, die week my gesê, ek lyk vas as die graadsmannetjies met die masientjie wat blaas gaan met so. Sy wou haar pap mag, ek kan 'n kompliment vat, man, ek is nog steeds die vader. Die laaste gedagte. Hulle slaat hom vas aan die kruis, Tony. En hy hang half naak tussen hemel en aarde. Die son het sy gesig toegemaak en wou nie sy skepper aanskou nie. Die voëls het stil geword. Hulle het geweier om te sing, want die great I am hang vas nou aan Golgotha se kruis. Hy onder by die voete dobbel hulle. Wie gaan hierdie kleed met bebloed? Wat bebloed is, wie gaan hierdie kleed kry? Die soldate. Hoe stupid kan Satan wees? As hy maar net 'n Bybel gehad het om te lees. Want dit was nie die kleed wat daar gelê het nie.
Dit was die kleed wat aan die kruis vasgenaal was. Paulus sê, ek het nie verstaan. Maar nou verstaan ek, dat hy was die liefdesbrief aan die wêreld. En die oomblik toe hy die spies in die sy steek, en water en bloed uitspuit, toe gaan die liefdesbrief uit aan die wêreld. Want die kleed waarvoor hulle gedobbel het, was die verkeerde kleed, want daardie kleed hang vasgenaal aan die kruis. Maar pastoor, hoe weet jy dit? Galasiërs 3 vers 27 sê, almal wat in Christus Jesus gedoop is met Christus bekleed. Nou het ek my bruilofskleed gekry. Daarom het hy my 'n wapenrusting gegee om die bruilofskleed te beskerm. Wat vlekloos moet wees. En nou haat Satan my oor my kleed. Hy wil my kleed verwoes. Want sy trabant het die verkeerde ene gedobbel. Maar hierdie ene kan hulle nie kry nie. Want dit dra die gesag van die naam waardeur ek gered is. Die naam van Jesus. En solank as ek op die altaar lê, as 'n living sacrifice, is my kleed veilig. En ontvang ek die krag. En weet ek watter rigting ek ook al moet gaan, en wat ook al moet gebeur. Every feeling flows from the altaar. Jy kan dit probeer sidestep. Duisende gaan dit nie maak nie. Want hulle het nooit bekeer nie. Hulle is net gedoop in titels. 'n titel kan jou nie red nie. Want Handelinge 4 vers 12 sê, daar is een naam gegee in die hemel en op die aarde waardeur ons gered kan word. Jesus Christus. Luister mooi. Die doop red. Want Jesus sê, ek wil so graag, almal het my gevra, hoekom moet jy nie Donnie Swerkert se diens gaan bywoon nie? Ek kan nie onder die leerstelling van valshede sit nie. Want sy moeder het nou geskryf en gesê, die doop red nie. Maar dan weet sy beter as Jesus, die Elohim van die skepingswerk, want hy het in Markus 16:16 gesê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Jy sien, as jy nie bekeer het nie, kan hy jou nie doop met sy Heilige Gees nie. En hier is die bron van alles vandag. En hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Baie is nog nooit gedoop met die vuur nie. Dus hoekom hulle nie die dieptes van God kan bereik nie. Want wanneer God jou doop met die Heilige Gees en met vuur, het die oordeel van God elke dag in jou lewe begin. En daai vuur hou jou op jou tone. Dit reinig, dit heilig, dit klaar aan op die altaar. As 'n living sacrifice. En ek het vir God gesê, ek wil die living sacrifice vir hierdie bediening wees, waaruit die plan, die idee, die konsep, die gedagte vir elkeen wat hiernatoe kom, sal vloei. Dink net, as jy ook op die altaar lê, wat kan God vir jou doen? Hy kan werk skep, hy kan huwelike red, hy kan genees, hy kan verlos, hy kan red, want wanneer hy jou doop met die Heilige Gees en vuur elke dag, humility, verwaarloos nie, lê op die altaar, dan sal geen demoon naby jou kom nie. Mense kyk vir my vrou in die dorp, en sê hulle vir my, hulle maak aanmerkings, hulle is verstom, hulle is, nou, ek kan maar afsit. Hulle het julle
iets vertel.